Goeiemôre almal, dit is vir my lekker om vanoggend weer by julle te wees. Ja, soos Dries nou genoem het, ja, ek en my vrou en die twee kinders het letterlik net verby die tolhek gegaan. Ons het so eentjie aangegaan. Daar overheat die kar. Dit is nou maar wat dit is. Ons kon nie verder gaan nie. En so toe en ek is een van daai mense, ek hou daarvan om vroeg te wees, want enige iets kan gebeur. En ek sê vir my vrou, ons moet vroeg ry. Ja, maar kan ons nie 7 uur nie? Nee, ons moet net na dit ry. En julle, dit is asof die Here net weet. Want toe ons daar by daai tolhek verby is en daai liggie gaan aan, ek draai so na haar toe en ek sê vir haar, dit is hoekom ons vroeg ry. Ons het vroeg gery. Nee, ek weet, ek beklei nie, ek sê net, ons ry vroeg, want enige iets kan gebeur. Maar in elk geval, so natuurlik het ons net weer gedink, hierdie is nou net weer 'n aanval van die vyand se kant af. En ons het groot vertroosting in besonderse vriende. En my vriend wat nou daarso sit, wie julle net nou gesien het, hy het gesê, hy vat my deur. En so, ek wil net vir hom ook hierso sê, dankie, dat jy bereid was om vroeg op te staan, en my te kom haal het, en dan terug te bring hierdie kant toe. Terwyl my vroutjie baie op haar senuwees is, ongelukkig moes sy nou maar stop ry, tot by die huis. So, toe ons in welkom is, toe sy by die huis. So, ons is die Here dankbaar daarvoor ook. Maar, die vyand het my nie stil gehou nie, so, dis hoekom ek hier is. En ek het baie blydskap met dit in. Met dit, ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag daar vir julle elkeen genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed wees. Amen. Ek wil vra dat julle op Filemon se brief sal oopmaak. Klein briefie, net 25 verse. Dit is ons tweede gedeelte in die reeks van ons vergifnis. Ons gaan van vers 8 tot vers 18 lees, maar voordat ons begin, kom ons sluit die oë. Here, ons is so dankbaar vir die geleentheid wat ons het, om hier as kinders van die Here bymekaar te kan kom, om u woord te hoor, om te kan leer. Ja, Here, u is so getrou in alles wat u doen. U laat goed gebeur wat ons nie verstaan nie, maar ons weet net dat u is besig om te werk. Met daai manier van hoe u werk, wil ek ook kom vra, dat u in elke persoon se hart hierso vanoggend sal werk, Here. Dat al hoor hulle nie veel nie, Here, dat hulle net die basiese uitnodiging sal hoor, wat u van ons vra in verband met hierdie reeks van vergifnis. Mag dieselfde Gees wat hierdie woord geïnspireer het, dieselfde Gees sal wees, wat dit vir ons sal oordra vanoggend ook. En dit los ons alles nou in u hande, en ons kom loof en prys u daarvoor. Amen. Vers 8. Daarom het ek al baie vrymoedigheid in Christus, om jou te beveel wat betaamlik is. Pleit ek liewer ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man, en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus, pleit by jou vir my kind, Onesimus, wat ek verwerk het in my boeye, wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my. Ek stuur hom terug, maar neem jy hom. Dit is my eie hart aan. Ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeye van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit. Neem nie meer 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. As jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan, net soos vir my. En as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. Tot daar.
Ons teks van herdenking is in vers 12, maar neem jy hom, dit is my eie hart aan. Nou jy gaan ook nou dink, wat het hierdie nou te doen in verband met vergifnis? Dit het 'n groot rol vir die uitnodiging. Nou, laasweek het ons bietjie gesels oor Paulus se manier hoe hy hierdie brief begin. Hy het homself nie blootgestel of erken gemaak dat hy 'n apostel is nie, maar eerder 'n gevangene van Jesus Christus. So, hy kom nie as 'n autoriteitsfiguur om vir Filemon te benader nie, hy kom as 'n vriend, as iemand wat vir hom omgee. En dit wat Paulus beskryf het van Filemon, was ooggetuies en berigte wat na sy kant toe kom om te hoor wie Filemon is, hoe pragtig hierdie man is, wat 'n geliefde persoon hy is. Dat ons hoor, hy is besig om die mense, die heiliges, se harte te verkoop deur sy liefde en sy geloof. Hy bemoedig hierdie mense. En so Paulus was besig om vir Filemon te vertel, dis wie hy is. So voordat Paulus by die versoek gaan kom om vir Onesimus te vergewe, weet ons klaar dat Filemon is daai individu wat die saak van die Here ernstig vat en sê ek gaan hom kan vergewe. Ons weet dit, want volgende week wanneer ons afsluit, sal julle nie in julle verstand kan begryp die uitwerking en die krag wat vergifnis op Onesimus gehad het nie. En dis hoekom ek julle wil regtig net opgewonde maak, dat julle kan sien wat die krag van vergifnis in 'n individu se lewe kan maak. So asseblief, kom volgende week weer, want dan gaan ons sien wat is die eindresultaat van iemand wat vergewe was. En met dit, as ons nou dink aan Onesimus. Onesimus het op een of ander manier, toe hy van Filemon gesteel het, ons weet nie wat het hy gesteel het, maak ook nie saak wat hy gesteel het nie, die idee is dat hy het iets gevat wat nie syne is nie, en hy het gegaan, hy het gevlug. Nou hy as 'n slaaf, as hy gevang word of so, hy kan doodgemaak word, maar hy vlug, en waar kom hy uit? Hy kom by Paulus uit, vir een of ander manier, maar ons weet dis God se manier. So Paulus het toe vir Onesimus ingekry. En Paulus het vir 'n paar maande met Onesimus 'n tydjie spandeer. En ons weet dat Onesimus het tot bekering gekom deur die stuk wat ons nou vanoggend gelees het. Nou wat doen Paulus nou? Hy stuur vir Tychicus en vir Onesimus terug na Filemon toe wat by Kolosse is. Onesimus het die brief van Filemon in sy hand, Tychicus het die brief van Kolossense in sy hand. Daar's albei voor Filemon se deur. Hallo, hier is die briefie vir jou, vat hom. Nou moet hy hom lees. So natuurlik die manier toe Filemon nou vir Onesimus sien, moes dit weer emosies opgewek het. Hy moes dalk weer ongelukkig gevoel het of seer gemaak gevoel het, maar ek dink net in my kop en Filemon, voordat jy ietsie sê, lees net die brief. En Tychicus is daar want hulle ken mekaar. Nou, Filemon lees nou die begin van die brief. Paulus sê vir hom wie hy is, en ek dink dit moet sy hart roer, en hy's opgewonde om nou weer te hoor van Paulus se kant af. Ons het gesien dat hierdie Filemon se aksies was letterlik dit van 'n geesgevulde persoon, dat hy opgewonde was oor die dinge van die Here. En die man het Paulus se hartsnare geroer. Hy was so bly geweest. Nou in hierdie brief, by vers 9, sien ons dat Paulus pleit ter wille van die liefde. En hierdie is wat ek wil hê ons moet besef. Hy pleit ter wille van die liefde. Nou onthou, ons het laasweek gespreek deur Filemon se liefde het hy die heiliges verkoop. Nou ek wil julle ook herinner wat die Here Jesus Christus gesê het in verband met liefde. Matteus 22 vers 36 tot 40. Ek lees net gou vinnig. Meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Daai liefde, daai liefde wat hier ontvang word en gegee word, gaan outomaties begin uitvloei na jou naaste toe. Enige persoon, maak nie saak wie dit is nie. Daai liefde vloei uit. En Paulus het vir ons, soos wat ons laasweek gelees het, in 1 Korintiërs 13 vir ons 'n mooi beskrywing gegee van wat is liefde. Die liefde is opbouend, dis nie jaloers nie. Dis mooi, dis genade, en hy eindig daar in daai hoofstuk dat die liefde is die grootste. Dis die enigste manier hoe ek en jy ander mense kan bereik, is deur liefde. As jou gesindheid, jou aksies reg is in liefde teenoor die Here, gaan jou liefde outomaties natuurlik begin uitvloei na die ander mense toe. So hier kom Paulus en hy pleit ter wille van die liefde, want dit is die vervulling van die wet. Nou, by die tema van vergifnis is dit belangrik om te weet dat die persoon wat jou te nagekom het God meer te nagekom. Jy moet dit weet. Die persoon wat jou seer gemaak het God meer seer gemaak. Psalm 51 het God deur Dawid se openbaring het Dawid tot op die punt gekom wat hy gesê het, ek het teen u en u alleen gesondig. Hy het nie gesê ek het teen Uria of Batseba gesondig nie, hy sê ek het teen u en u alleen gesondig. Dan kom ons by Matteus 18 van daai dienskneg wat nie vergewe het nie. Weet, die koning het die berigte gehoor dat die ou wat hy nou net vrygemaak het, wat hy vergewe het van sy skuld, is besig om ander mense te straf deur om hulle nie te vergewe nie. So hy kom, en God is geregtig, hy mag dit doen. Nou hoor hy hierdie berigte van hierdie man wat nie wil vergewe nie. Wat sê dit van God? Is dat hy vat dit ook net so ernstig. Hy vat dit nog meer ernstig as wat ek en jy doen. Jy het dalk seer gekry, hy het nog meer seer gekry. Jy is in sy beeld geskape, jy is sy kind. En ek dink enige ouer kan ook erken, as jou kind seer kry, is jy ook seer. Jy voel dit sommer dadelik. Jy voel eintlik nog meer ongelukkig as die kind. Maar dit is wat ons die beeld kry van God. Nou as God vol van geregtigheid is, allerheilig is, sy toorn op sy kan sit vir 'n oomblik om jou as sondaar te kan vergewe, moet ek en jy wat minder heilig is, baie sondig is, nie ook kan vergewe so vrylik soos wat hy dit gedoen het nie. Ek verwonder my baie aan die bejaardes. Julle het nou al jare geloop. Julle het al die ondervinding om te kan vergewe, want julle was die meeste te nagekom al hier tussen ons midde. So julle weet wat dit kos om te kan vergewe. Maar as jy nie vergewe nie, word jy nie meer soos God nie, jy word meer soos die vyand, wat 'n aanklaer is. Iemand wat nie vergewe nie is geneig om ou koeie op te grawe. Is geneig om terug te kom na jou toe en te sê, maar onthou jy dit wat jy gedoen het? Ek dink ons is al verby daai episode. Nee, ek is nog nie verby nie. Dis nie ware vergifnis nie. Dis nie ware vergifnis nie. Vergifnis vergewe en dit stoot dit op sy. En ek wil hê ons moet net nou kyk, wat's die benadering wat Filemon moet doen, wat Paulus vir hom deurgee. As dit ter wille van die liefde is, en iemand wil sy broer of sy suster nie vergewe nie, gaan jy nie die gemeenskap van die Heilige selfs eers kan geniet nie. Het jy al hier gesit in die kerk, of by een of ander plek, en jy moet die Here aanbid, en jy het 'n onvergewensgesindheid teenoor iemand wat jou seer gemaak het jy agtergekom hoe moeilik is dit om die Here te aanbid? Daar waar jy sit. Jy sukkel om saam te kan sing. Ek het nie blydskap met hoe ek sing nie. Ek het nie blydskap om hier te sit nie. Ek is seer gemaak. Dit vreet jou vreugde op in die aanbidding saam met die heiliges. Jy gaan dit nie geniet nie. En soos wat ons laasweek genoem het, daai bitterheid, dit raak letterlik jou karaktereienskap. Jy's buitend. Jy's afgunstig. Jy het niks positief om te sê nie. Niemand gaan jou ooit wil benader nie.
as gevolg van hoe jy dan is, want daai bitterheid, daai onvergewensgesindheid het jou so oorgeneem dat dit is wie jy is. Jy het net nie 'n positiewe uitkyk op die lewe nie. Is dit die houding wat Jesus wil hê ons moet hê teenoor ons broers en susters? Nee. Dis definitief nie hoe hy wil hê ons moet optree nie. Nou, 'n sipnota. As jy nie kan vergewe nie, is jy nie in staat om waarlik saam te kan aanbid met die Heilige Gees nie. Ek lees nou vir julle Matteus 5 vers 23 en 24. Hoor gou mooi wat sê Jesus hier. As jy dan jou gawe na die altaar bring, dis nou nie aanbidding. As jy jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Stop eers waarmee jy besig is, want jy gaan dit nie met die regte gesindheid doen nie. Stop eers daar. Gaan maak vrede en kom terug. Jy ontneem daai seën van jou af. Jy ontneem jouself van daai vreugde en blydskap wat jy in die Here kan hê, omdat jy vashou aan iemand wat jou seer gemaak het. Maar die Here is ook seer gemaak en hy vergewe vrylik aan die wat kom en sê, Here, vergewe my. Hy doen. Dis wat die Here doen. Nou ek glo Filemon moes hierdie goed ook geweet het. Ek glo hy moes 'n idee gehad het van wat met vergifnis te paard gaan. Kom ons gaan verder in die teks. En Paulus het nou klaar in ons vorige stuk met Filemon verduidelik wie hy is. Ons kyk wat sê hy verder, vers 8. Daarom, al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is. Net tot daar. Merk op wat Paulus hierso vir Filemon sê. Hy sê vir hom, Filemon, ek het volle vertroue en ek het volle reg om dit te kan uitdien om vir jou te sê wat jy moet doen, want ek is 'n apostel. Die Here Jesus Christus het daai autoriteit aan my gegee. Ek het daai badge. Ek het dit hierso. Ek het alle vrymoedigheid om dit te kan doen, om reg te beveel wat reg is vir die liggaam van Christus. Maar vers 9, ek pleit ter wille van liefde. Ek pleit ter wille van liefde. Hy haal daai balkie af, apostel. Hy sit dit eenkant op die tafel. Ek kom nie hier om dit af te forceer nie. Ek kom pleit ter wille van die liefde. Ek pleit hierso, ek wil jou oorreed. Nou onthou vers 1, Filemon, hy's 'n geliefde. Vers 7 lees ons, want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou broeder die harte van die heiliges verkoop is. Nou daar's 'n liefde tussen hierdie twee manne, Paulus en Filemon. Hulle ken mekaar. Maar Paulus weet ook, hierdie is nie nou die plek om gesag af te dwing nie. Dit is nie waaroor die belangrikste gebod gaan nie. Dit gaan oor die liefde. Paulus ken vir Filemon en hy weet dat Filemon gedrewe is oor die belangrikheid van die geloof. Hy praat nie met 'n broer wat teen hom gesondig nie. Hy praat met 'n man wat 'n goeie getuienis het in die gemeenskap, wat goeie integriteit het, wat deur sy lewe wys hy dien die Here Jesus Christus. Dit is asof die apostel Paulus sy kenteken as apostel net wil sê, dit gaan nie nou oor dit nie. Hier's iets meer belangrik as hierdie autoriteit wat ek het. Dit gaan oor die liefde van Christus wat ons weerspieël vir die res van die mense wat kyk na ons. Ek kan jou beveel as ek sou wou, maar ek doen nie. Ek doen nie, is die saak van liefde. Nou kyk hoe draai hierdie gesprek verder aan. Hy doen dit in liefde en ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus. Hierdie was my baie kosbaar geweest. Die benadering wat Paulus hierso gevat het, om by die hart van Filemon te kom, het Paulus hom nie gekom en gemanipuleer nie. Hy het nie gekom en gesê, kry my jammer en al daai goed nie. Paulus het hier simpatieke kommunikasie gebruik.
Hy het simpatieke kommunikasie gebruik. Daardie simpatieke gesprekke kan letterlik 'n hartsnaar pluk dat jou dryf tot aksie. Jy wil dit graag doen. Nou, hoe gaan ek hierdie voorbeeld vir julle prakties maak? Wel, hier is baie bejaardes hierso en ek gaan julle as voorbeeld gebruik. As julle 'n swaar sak dra en daar is jong mense om julle, daai swaar sak is net te veel vir jou. Wat sal ons sê? Ag my kind, wil jy nie hierdie ou man of hierdie ou vrou net help nie? My rug kan dit net nie meer hou nie. Sal jy dit vir my dra? Wat gaan daai jong persoon doen? Natuurlik Tannie, kom ek help. Of ja oom, kom ek help. Dis die simpatieke taal wat Paulus hierso gebruik. Ek is 'n ou gevange man van die Here Jesus Christus. Ek is in die tronk in. Dit is wat Paulus hierso doen. En Paulus verklein homself hierso en hy sê, ag my broeder, jy weet ek is 'n ou man. Ek is 'n gevangene. En dit is vir die saak van Onesimus. Kan jy hom vergewe? Dis so mooi simpatieke benadering wat Paulus gebruik hierso. En hy trek bietjie simpatie uit Filemon uit. Julle moet weet, Paulus, hy's 'n ou man. Hy het al hoeveel sendingreise gehad. Hy was al hoeveel keer gevange geneem. Hy's al hoeveel keer geslaan dat sy velle dalk oop geskeur is en hy's in 'n tronk in waar dit koud is en hy's aan boeye vasgemaak. Dis koud in die wintertye. En nou sê hy vir Filemon, ek is 'n gevangene man. Dit gaan nie so lekker hier by my nie. Dit is vir my slegte omstandighede. En Tychicus en Onesimus wat nou tans vir Paulus gesien het, kan vir Filemon sê, hy lyk nie goed nie. Hy lyk nie lekker nie. So ons kan getuig van dit. Nou, kan jy dink hoe Filemon aan hierdie ou Paulus moes dink? Wanneer laas hy hom gesien het, dit breek my hart om te dink, hy sit in hierdie toestand. Daar is 'n liefde en 'n waardering wat hy het vir hierdie ou vegter van die geloof, Paulus. Want hy is 'n gevangene van Christus, doen dit vir die geloof, en hy neig vir Filemon om aksie te neem. Ons lees in vers 10, hoor doen hy dit, ek pleit vir jou, vir my kind, Onesimus, wat ek verwek het in my boeye. Onesimus het tot bekering gekom. Paulus sou nie na hom verwysing maak dat dit is my kind, as hy nie tot bekering gekom het nie. Daarsoos Timoteus, hy noem hom my geliefde seun in die geloof. Hy noem hom my seun, want hy het hom tot bekering gebring vir Onesimus. Hier is Onesimus, my kind Filemon. Ek het hom gelei na die Here toe hy by my hier was as 'n gevangene. Ek meen, kan jy net hierdie toneel voor jou sien afspeel? Hier staan Tychicus en hier staan Onesimus en Tychicus staan al met daai brief van Kolossense en Onesimus staan hierso met die brief wat aan vir Filemon gegee word en hy sê daarso, jy moet hierdie man kan vergewe. Hoe hierdie oogkontak tussen hierdie twee moet wees. Ek kan nie dink hoe Filemon nou moes kyk na Onesimus sê. Onesimus lyk heel moontlik anderste. Hy staan dalk so, want hy het nou nuwe blydskap, hy het nuwe hoop, hy het nuwe geloof in die Here. Hierdie Onesimus moes 'n baie nederige man gewees het. Die feit dat hy teruggaan en ingestem het om terug te gaan na Filemon toe, die persoon van wie hy gesteel het, sê baie van sy nuwe karakter wat hy ook nou het. En hy het daai hulp gekry deur Paulus se mentorskap en sy hulp deur hierdie brief. Filemon, ek pleit vir hierdie man wat nou voor jou staan. Hierdie man wat weggeloop het van jou, wat ek verwek het in die Here. Deur die genade van die Here het hierdie man tot bekering gekom. Ek het hom geestelik versorg, soos 'n pa sy kind sal versorg. Hy is my kind, Filemon. Maak asseblief net jou arms oop vir hierdie man. Sal jy dit kan doen? Maak oop teenoor hom, nooi hom in, want hy is nie meer dieselfde nie. Hoor wat sê hy hierso in vers 11. Wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my is. Ek stuur hom terug. Hierdie is baie kosbaar.
Onesimus se naam beteken letterlik bruikbaar of nuttig. So wat Paulus hier doen is hy speel op die woorde. Nuttig was op 'n tyd nutteloos vir jou gewees, maar hy's nou weer nuttig. So ek stuur nuttig terug vir jou sodat jy kan benut uit dit uit. Dis presies wat Paulus hierso doen. Hy nooi vir hom terug. Hy stuur vir hom terug. Maar hoor wat sê hy hierso in Kolossense 3, dieselfde brief wat net nou gelees gaan word in die gemeente. Kolossense 3 vers 22 en 23. Hy verduidelik dit. Daar staan diensknegte. In verwysing na Onesimus wat nou hier staan. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees. Nie net met oordiens soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. Hoor vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir die mens nie. Daai het groot gewig teenoor wat Onesimus ontvang het en die openbaring wat hy gekry het. Die man wat nou voor jou staan, Filemon, gaan vir jou dien soos hy vir die Here sal dien. Hierdie man gaan iets heeltemal anders te doen. Dit is hoekom ek hom teruggestuur het. Maar hoe maak hy daai verwysing deur hom teruggestuur het? Hy sê in vers 12, dis ons teks van oordeenking, maar neem jy hom, dit is my eie hart aan. Die feit dat Paulus vir Onesimus teruggestuur het, kon nie maklik gewees het nie. Jy het net hierdie liefde vir hierdie persoon wie hy nou ontmoet het en ingesaai het dat hy kan groei. Hy moes ontvang word deur die een van wie hy weggeloop het, nie Paulus nie. Hy moes ontvang geword het teenoor die een wie hy weggehardloop het van. En dit is asof Paulus hierso vir Filemon sê, ek stuur 'n deel van my saam met Tychicus. Ek stuur hom saam met jou. Sy gevoelens vir hierdie gevangene het baie diep geloop. Ek het my arms vir hierdie weghardloop slaaf oopgemaak. Wil jy hom nie ook weer ontvang nie? So daar is die eerste stap van wat ek en jy kan doen wanneer ons vergewe. Jy nooi die persoon weer in liefde. Hoor wat sê vers 13. Ek wou hom by my hou. Ek wou hom by my hou. Dit is hoekom dit vir my is asof ek my eie hart na jou toe stuur, Filemon. Ek het hom bitter lief. In my hart pyn as ek net dink hy moet gaan. Dis hoekom ek stuur my hart vir jou, want ek wil hê jy moet weet ek het 'n besorgdheid oor hierdie weghardloop slaaf wat voor jou nou staan. En dan sê hy, sodat hy my in die boeye van die evangelie in jou plek kan dien. Hy sê vir Filemon, ag Filemon, ek weet jy sou eerder hier by my wou gewees het. Ek weet jy sou saam met my in die geloof wou geveg het. Ek weet jy sou goedjies vir my wou gedoen het. En Onesimus het dit vir my gedoen en ek het groot waardering vir hom. Ek is mal oor die feit dat hy hierso saam met my kan dien. Maar ek wou dit nie vir jou afdwing nie. Ek weet dit is wat jy sou wou gehad het. Ek weet dis wat jy wou gehad het, dat jy eerder by my moes kom bly. Maar, dit is hoekom ek hom vir jou terugstuur. Hoe stuur hy hom terug? Nie sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Ek wou nie hê jy moes goed wees omdat ek gesê het jy moes goed wees nie. Ek wou nie hê jy moes geen aandeel gehad het aan hierdie besluit nie. Ek wil hê jy moet die besluit maak. Ek wil hê jy moet die keuse maak. Hoe gaan jy hierdie man ontvang, Filemon? Ek is bitter lief vir hom. Ek het my hart oopgemaak vir hom. Hy het jou te nagekom, ek het hom ook vergewe daarvoor, want jy's ook vir my kosbaar. Ek stuur hom terug, ook vir die rede dat jy weet, hy is nie meer dieselfde persoon wat daar weggeloop het nie. Die vergifnis aspek begin deur om iemand in te laat. Ek sien jy is jammer, ek sien jy wil verandering bring in jou eie lewe, ek kan sien jy is opreg, kom in. Kom ons begin weer van voor af. Kom ons maak hierdie ding werk. Dit is die houding wat hy hierso
toon vir hom. Maar as daar nie verandering is nie, kan daar ook nie herstel wees nie. Jy weet, mens kry so baie mense, hoekom moet ek dit doen? Hoekom moet ek die groot mens wees? Seker omdat Christus dit van jou vra. Dis hy wat dit van jou vra. Jy vra nie uit jou eie arrogansie uit nie, jy vra dit omdat jy gehoorsaam is aan die meester vir wie jy dien. Hy vra dit vir jou, want hy het dit vrylik vir jou gegee. Die herstelpunt om iemand weer te kan benut in hierdie verhouding. Hoor wat sê Paulus vers 15, want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit. Vir altyd kan besit. Natuurlik, dis 'n sensitiewe situasie, maar Filemon, miskien het die Here dit in sy manier so geplan, sy doel. Ons kan nie sien wat God doen nie. Daar's 'n rede hoekom hierdie man weggehardloop het, dat hy by my opgedaag het, en ek ken jou. Dis nie wonderlik hoe die Here werk nie. Ek ken hom, nou stuur ek jou terug met 'n brief. Ek wil vir jou 'n uitnodiging gee. Dit wat ten slegte bedoel was, het die Here gebruik dat dit ten goeie sal uitdraai. Maar Filemon het wel 'n slaaf verloor, maar hy het 'n broer teruggewin. 'n Tydelike skeiding wat gelei het na 'n ewige verhouding. Is dit nie kosbaar nie? Daai persoon wie jou te nagekom het, wat dalk tot bekering gekom het. Jy het nie 'n vyand nie, jy het nou 'n broer en suster in die geloof, met wie jy altyd 'n verhouding kan hê. Dit is die eenheid wat Christus wil hê ek en jy moet hê, want deur ons liefde word ons geken as sy kinders. Kom ons gaan aan. Filemon moes God se werk in hierdie situasie gesien het, dat hierdie man op 'n goddelike manier by Paulus uitgekom het, kom tot bekering, word teruggestuur. Vers 16, is nie meer 'n slaaf nie. Onesimus is nie meer 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel meer vir jou. Wat kragtige woorde is hierdie nie. Hy word nie meer gesien as 'n slaaf nie. Jy word nie meer gesien as 'n niks werd nie. Jy word nie meer gesien as 'n hater nie. Ek sien jou nou as familie. Ek is so lief vir jou. Kom in. Kom ek maak vir jou kos. Doen ietsie. Gaan speel met die hond. Ek weet ek het jou weggehou van die hond of ietsie. Onesimus is nou 'n broer in die Here vir Paulus gewees. Nou is hy ook, Paulus se woorde, meer as net 'n slaaf. Hy's nou 'n broer. Kan jy dink, Paulus stuur vir hom terug na Filemon toe. Filemon ervaar daarso 'n broederskap. Hy ervaar die diens wat Onesimus vir hom gee, want nou gaan Onesimus hom dien soos hy vir die Here dien. Daar is iets om te kan ervaar. En nou nie net met die fisiese diens nie, hy gaan hom nou begin dien in die geestelike goed ook. Nou gaan hy saam kan sit in die huiskerk. Nou gaan hy saam kan sit en bid. En deel hy aan hierdie blydskap wat ek en jy vandag ook ervaar as gemeenskap saam met die heiliges. Filemon het dit ook, Onesimus het dit ook nou. Hy ervaar dit nou. En hy maak oop vir hierdie persoon. En hy wys dat alles is herstel. Maar die herstel gebeur met die restaurasiewerk. Gaan nie net so wees nie, maar die beginpunt is daai uitnodiging. En van daar af kom ons werk aan hierdie. Kom ons maak dit beter as wat dit was. Onesimus het gesteel. En wat ook al hy gesteel het, is duidelik dat hy het met niks daar aangekom behalwe die brief nie. Hy het met niks daar aangekom nie. Net soos die verlore seun, hy het teruggekom by sy pa se huis aan, met wat? Met niks. Sodat ek by my pa kan werk, dat hy my meester sal wees. Ek is bereid om vir hom te werk. Wat het die Vader vir hom teruggegee? Die beste. Nee, kom, ek gee vir jou meer. Hy was bereid om hierdie slaaf
te vergewe. So Onesimus het niks nie. Hy kom met niks daaraan nie. Hoe gaan hy alles teruggee wat hy weggevat het, wat so kosbaar dan was? Hoor wat sê Paulus. As jy vir my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan, net soos vir my. Jo, dit is net 'n ander benadering. Wat sê jy van die? Kan jy dit net indink? Filemon moet vir Onesimus hanteer soos wat Filemon vir Paulus hanteer het. Dit is asof hy wil sê, Filemon, hierdie Onesimus man wat voor jou staan, verwelkom hom soos jy vir my sou verwelkom. Vergewe hom soos jy my sou vergewe. Hou iets teen hom soos jy iets teen my sou hou. Wat dink julle gaan Filemon doen? Hy gaan nie dit doen nie. Hy gaan vergewe, want hy het 'n liefde vir Paulus. Dis die saak van die Here, hy vat dit ernstig op. Merk mooi op, vers 18. En as hy jou benadeel het, of iets skuld, sit dit op my rekening. Sit dit op my rekening. Regstelling is altyd belangrik in die sin van vergifnis. Dit sou reg gewees het as Filemon vir Onesimus gesê het, jy weet, jy het iets waardevol gevat of jy het gesteel, jy is nou terug in my diens, daar is vergifnis wat ek vir jou bied, maar ek gaan net daai geld van jou salaris aftrek. Dit sou nie verkeerd gewees het nie. Maar as 'n persoon niks het om te gee nie, is soms die beste vergifnis wat jy kan bied, is om dit skoon te maak. Kom ons los dit. Kom ons vergewe dit. Nou, besigheidsmense sal natuurlik baie rooi raak. Nee, ek is besig om in die verlies te gaan. Die Here het jou al uit jou skoene uitgeseën. Vir goed wat jy dalk nie eers voor gevra het nie, maar hy het dit vrylik aan jou gegee. Kan jy dink die voorbeeld wat dit sal gee vir die kerk met daai optrede? Ek vergewe jou. Kom ons maak dit skoon. Dis 'n kragtige boodskap vir die gemeente. Nou moet julle dink, Filemon gaan daai brief in die gemeente lees. Die Kolossense brief gaan net nou gelees word. Kan julle sien hoe Filemon vir Onesimus hanteer, die liefde wat hy vir hom het, wat dit vir die res van die ander mense in die gemeente gaan beteken. Kyk hoe hanteer hy daai man, asof daai man niks aan hom gedoen het nie. Die liefde, die opgewondenheid, die broederskap wat hulle het tussen mekaar, is dit nie kosbaar nie? Daai is die beeld wat dit skep vir die kerk. Daar's ware vergifnis in die kerk. Maar Paulus kom en hy sê, haal al daai druk van Onesimus af. Hy het niks meer nie. Hoe verwag jy van iemand om vir jou iets te gee as hulle niks het nie? So Paulus beveel dit, sit dit op my rekening. Sit dit op my rekening, Filemon. Ek sal dit betaal. En waar kry Paulus die geld? Wel, as ons sien in die briewe van Paulus, hy het mense gehad wat hom geondersteun het, donasies gebring het. Hy het 'n huis gehuur waar hy was in Rome. Hy was daar as 'n gevangene gewees. Hy het konstant geld gehad, so hy het ietsie om te kan betaal vir dit. So Paulus het gesê, sit daai skuld op my. En volgens vers 22 lees ons daarso dat wanneer Paulus kom, sal hy dit betaal. Hy sal dit doen. Nou, as Paulus nou sou opdaag, sou dit nodig gewees het vir hom om geld saam te vat? Nee. Want die karaktereienskap van Filemon het klaar bepaal, daai man gaan vergewe word, nog voordat die brief klaar gelees word. Daar moet betaling wees vir die persoon wat dit kan bekostig. Maar soms is die beste soort vergifnis om die persoon vry te maak van iets en net die genade van die Here te bloot te stel teenoor so 'n persoon. En Paulus gebruik hierdie gedeelte so mooi, want Paulus gebruik 'n verhaal, 'n storie, wat Filemon, Onesimus, Paulus, Timoteus, Tychicus, al die heiliges in daai gemeentes en almal van ons hier binne baie mee bekend is. En dit gaan as volg. Filemon
speel in hierdie sin die beeld van God, persoon wat te nagekom was. Onesimus is ek en jy. Ons het weggehardloop van die Here af. Ons is in groot skuld voor hierdie meester. En Paulus, hy speel die beeld van Christus. En so wat sê Paulus vir God? Wat sê Christus? Ek sal daai skuld op my neem. Maak hom vry. Vergewe hom. Dat daar nou verhouding kan wees tussen my en jou. Dit is 'n beeld wat Filemon dadelik moes geklap het. Met die wete, die is die evangelie. Wat nou hier plaasvind is die evangelie. Dis waaroor dit gaan. Daar's nou herstel tussen my en God as gevolg van 'n individu wat my sondes op hom geplaas het, dat ek vergewe kan word en nou 'n ewige woning saam met hom kan hê. Daar's nou 'n verhouding vir altyd, want hy besit my. So dit is baie belangrike beeld wat Paulus hierso vir hom gee. Die siening wat Paulus net het van Christus is so diep. Paulus sê hy sal die gevolge van Onesimus op hom bring. Hy sal daai sondes of daai skuld wegneem. Ek vra net, neem hom net asseblief weer aan. Ek dink, as iemand jou iets skuld en hulle wil dit terugbetaal, aanvaar dit. Maar as die persoon fisies nie kan nie, toon vergifnis. Ten minste is daar versoening wat nie bitterheid gaan opbring nie. Ons toon die evangelie. Dit is wat God van ons vra. Gaan ons deure oopmaak vir dies wat ons te nagekom het en vergifnis vrylik kan gee? Vertoon ons vir Christus en sy liefde of die vyand as aanklaer? Mag die Here in ons harte werk, mag die Here ons die krag gee, sodat ons lewens 'n voorbeeld kan wees, sodat ons dit vrylik kan gee teenoor ander mense, sodat dit die gemeente kan stig. Mag ons leer om deur hierdie brief wat Filemon gelees het, dit ook so te kan gee, want dit geld vir my en jou ook. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n ryk stuk is hierdie nie in die brief nie, Here. Dankie vir die voorbeeld wat ons het deur Paulus, hoe hy so mooi met Filemon gesels het, dat hy vir Filemon oortuig het. Ja, Here, dat ons daai beginsels in ag sal neem, dat ons het nie nodig om uit dwang uit te kom nie, maar dat ons kom om te oortuig in liefde, want dit gaan alles oor die liefde. Here, help elkeen van ons om in ons harte die vrymoedigheid te kan hê, om daai individue met oop arms te kan ontvang, en dat ons aan die herstelwerk kan werk, Here. Here, dat dit die gemeente sal stig, en dat dit 'n voorbeeld sal wees vir die wêreld, die verhouding wat U met U kerk het. Mag U die naprediker wees van hierdie boodskap. Mag U mense volgende week bring om die effekte en die krag van vergifnis te kan sien, wat U in Onesimus se lewe gebring het, Here. Ja, Here, ons los dit alles nou by U voete. En ons kom loof U en ons kom prys U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.